Vader, ons is daai vuur wat brand. Ons is dit, Here, wat U vorentoe vat. Dankie, Here, vanoggend neem ons identiteit op as kinders van die lewende God. We shall be that in Jesus' name. Amen. Ek kan 'n sitplek inneem en ek wil 'n reëling tref, Dawie. Ons gaan met hom afsluit. Julle gaan hom weer sing. As dit klaar gepraat het, dan kom julle op. Ek wil regtig gee dat julle sal verstaan, daar's 'n geestelike ding besig om te gebeur. Dit is asof die Here besig is om daar 'n verklaring los te maak. En die oomblik wanneer jy kan sê, ek is dit, dan skud die geesteswêreld daar buite, want jy staan op in die koninkryk van die lewende God. So ek wil regtig jou uitdaag vanoggend, dat as ons hom weer sing, dat dit sal wees, jy sê, this is me, dis ek. Dis nie net 'n lied wat ek sing nie. Jy kan identifiseer daarmee. Maak nie saak hoe swak jy is nie. Ek weet as 'n Gideon 'n held kan word, kan jy ook een word. En ek wil regtig gee vanoggend dat jy sal vas staan by dit wat God besig is om te doen. Dat sy heerlikheid sal deurbreek ook in jou lewe. Ons tema vas 2026. En ek wil graag vanoggend 'n tydjie spandeer net rondom 'n paar belangrike beginsels. Eerste een is, vas is iets wat jy kies om te doen. Dit is min dat die Here sommer net kom en jou aan jou oor gryp en sê, nou vas jy, sê nie, of dogtertjie, hier gaan ons nie, jy verstaan, is 'n keuse wat ek en jy maak om te sê, ek soek verandering, ek soek 'n deurbraak, we shall do it. En ek gaan 2 skrifgedeeltes met jou deel. Die eerste een is in Daniël en die welbekende gebed wat hy bid vir 21 dae vas en bid hy, en dan kom 'n engel tot hom verskyn en 'n hele klomp goed gebeur. As gevolg van sy gebed kon Israel teruggaan na hulle land toe, en is die hele ballingskap van 70 jaar gebreek. En ek wil 'n bietjie uitbrei op dit. Daar staan, in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. Met ander woorde, hy het besef, hier's iets wat tot einde gekom het, dis 'n seisoen wat oor is. En iets moet gebeur met die volk. En nou, hoor mooi wat hy sê die volgende. Hy sê, ek het my aangesig tot die Here die God gerig, om met vas, met roukleed, met as, my aan gebed en spekinge te wy. Hy het 'n keuse gemaak om te sê, ek sien 'n seisoen moet verander, ek sal bid totdat dit gebeur. Ek wil hê vanoggend dat jy moet weet, is dat wanneer God besig is met 'n nuwe jaar, en so ek gesê dat sy seisoene gaan aan, maar daar's 'n plek wat ons inbeweeg na 'n volgende plek toe, is dit ons keuse om te sê, Here, ek sien dan moet 'n nuwe ding gebeur, ek sal bid totdat dit plaasvind. So, om te vas en saam te vas volgende week is jou keuse. Dis jou keuse om te sê, Here, my lewe gaan nie dieselfde bly nie. Ek staan op. Ek soek 'n nuwe deurbraak. En ek bid totdat dit gebeur. So jou uitdaging vanoggend is dat dit lê in jou hand. Die diepte van jou vas, die begeerte na verandering. Wat sien jy wat jy wil sê, Here, my lewe het vervelig geraak. My Christendom is vervelig. Gee my 'n bietjie avontuur, man. Deel van die profetiese woorde as ons kan God uitdaag. Kan jy God uitdaag vanoggend en sê, Here, ek soek 'n nuwe seisoen in my lewe. Hierdie ou een is nie meer lekker nie. Kom mense, dink 'n bietjie daaroor. Ek wil hê dat vanoggend, dat jy sal weet, is wanneer jy inklim en met passie begin bid, skuif God goed. Daar's miskien 'n groot uitdaging wat jy het, iets wat vashak in jou lewe, in jou familie, in jou werk, waar ook al wat jy weet, hier moet iets gebeur. Maar jy maak die keuse. En ek weet, Daniël het nie geweet hoe lank hy gaan vas nie. Hy het ook nie geweet, daar gaan 'n engel na hom toe kom nie. Hoor vir my mooi, ek weet, hy het begin om te sê, Here, ek sien hierdie ding moet plaasvind. Sy manier van gedink, die gebruike wat hulle gehad het, daai tyd was, as jy vas en bid, het jy 'n sak aangetrek. Almal sien jy vas en jy bid, jy het as op jou kop gegooi, beteken jy is hartseer, daar's 'n gebrokenheid in jou wat jy mee loop. Ek weet, en almal kon sien, jy is besig met 'n ernstige saak met God. Was hulle manier. Toe kom Jesus en hy sê, nee, as jy vas, was jou gesig. Trek vir jou mooi aan. Laat die mense met vrolikheid sien, daar buite. Hulle weet nie jy vas nie, maar ek weet wat jy by in jou kamer doen. Ek weet waarmee jy besig is. En hy het die Fariseërs pak gegee, as ek 'n lang gesig te dek, ek vas. Ek ben, halleluja, bid vir my, ek vas. Ek ben, Jesus het daarna gekyk en gesê, nonsens.
Hy sê, wanneer jy saam met God 'n pad loop, dan vas jy is besig om 'n doel te bereik en die wêreld moet vreugde sien daar buite. Hulle hoef nie te weet, jy is besig om mee te staan vir hom vir 'n saak nie. So deel van hierdie week wat voorlê is 'n week van vreugde, week van blydskap. Okay? Vrouens kan gemeering aansit, ek weet wat die mans gaan doen nie, maar jy kan ook 'n lipwas aansmeer. En wat ek wil hê vanoggend is dat as dit kom by die plek van hierdie week van vas, dat jy kan sê, Here, ek kies om te staan vir een saak. Ek gaan bid tot hierdie ding deurbreek. Dit is baie belangrik om vir jouself daarin vas te maak. Ek gaan net 'n bietjie deel rondom groei, wat ek dink baie belangrik is, dat ons gaan kyk na, as ons praat van groei, waar moet groei plaasvind? Hoe vind groei plaas in jou lewe? Met ander woorde, wat 'n verandering vind plaas in jou lewe? So, eerste plek is, daar's baie keer 'n plek wat jy kies om te vas. Daar's ook 'n tweede plek, en die voorbeeld wat ek gebruik het, is die een van Jesus. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. Daar's baie keer 'n plek waar die Here sê, ek het 'n behoefte dat jy vas. Die Heilige Gees kom op jou en sê, jy moet vas, daar's 'n plek, daar's 'n ding wat moet gebeur. En waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, hy het niks geëet in die dae nie. En toe dit verby was, het hy naderhand honger geword. Na 40 dae vas, dink ek kan nie redelik honger wees. Maar die punt wat ek wil maak is, daar's 'n plek waar die Heilige Gees ook jou vra om te vas, sodat iets kan gebeur wat sy plan is, om dit deurgevoer te word. En dit is belangrik om die twee te verstaan ook. Baie keer sal ek agterkom, die Heilige Gees sê my vas asseblief vir dag. Daar's 'n deurbraak wat nodig is vir iemand anders, nie vir my nie. Met ander baie keer sal die Gees kom en sê, hy druk dit op jou bid, hy druk dit op jou vas, staan vas, sodat iets kan deurbreek vir iemand anders. En ek wil hê vanoggend dat jy ook sal kyk na volgende week as 'n vas, wat ons sê, dis gereël, maar dis ook 'n plek waar die Here ons ontmoet. En waar hy ontmoet, dis waar hy wil wees. So, baie belangrik, om te kan weet, die Heilige Gees ook betrokke by albei vaste. Ek meen, toe Daniel kies om te bid, ek meen, het vir die engel 21 dae om deur te breek na hom toe, hy het nie opgehou, voordat hy nie 'n antwoord gekry het nie. Baie keer ons op, ag nee wat, dis te veel moeite. En ek probeer weer volgende keer, bid, totdat jy antwoord kry. Ek is so stout kind, as by dit kom. Here, ek los nie, ek sal bly bid, tot iemand my praat. Alright, dit is nie 'n negatiewe houding, dis 'n positiewe houding van sê, Here, hier is ek weet jy het 'n plan. Daar's goed in die pad. Jy weet nie wat in die pad is alles nie, maar hy bid totdat daai ding deurbreek. So, dis volgende week se uitdaging, wat ons dan saam bid, saam staan, en elke aand gaan ons sekere goedes aanspreek. Wat gebeur is, daai gesamentlike gebed het 'n kragtige uitwerking in die omgewing rondom ons, en dit vorm goed wat ons vorentoe vat. Is baie interessant. Okay, kom probeer dit so verduidelik. Wanneer daar 'n profetiese woord uitgaan, dan sit dit in die geesteswêreld iets aan die gang. Met ander woorde, daar's engele wat begin beweeg, God deur sy gees begin beweeg, in die geestelike dimensie wat ons nie kan sien nie, word goed geskep, totdat dit tyd is vir dit om plaas te vind. So jou antwoord op gebed kom as gevolg van gebed wat jy bid, daar's goed wat deur geloof aan die gang gesit is, en soos jou geloof staan, aktiveer God goed, totdat dit fisies manifesteer hier in jou lewe. Of dit nou gesondheid is, of dit nou geld is, of dit nou watter ander behoefte ook al is, die antwoord op gebed word fisies uitgewerk in die geestelike dimensie. Dit kan ek en jy nie sien nie, maar dit is wat God doen. Met ander woorde, dis hoekom ek sê, moenie op bid voor jy nou antwoord het nie. Wat baie keer gebeur is, en eenslag sê die, skryf jy in die boek, hy sien hierdie prentjie, en hy sien 'n klomp engele, wat gebede bring, en dan antwoord God die gebed, en dan sê engele weg, en skielik is hulle terug. En hy vra die Here, maar hier ons het nie hulle gebed afgelewer nie, die antwoord het nie grond toe gekom nie, wat is die probleem? Hy sê, die ouens het hulle opinie verander, hulle het opgehou bid. Hulle gedink is nie meer, hulle het meer het opgehou glo. En die engel kon nie die gebed deurvoer nie. So daarom is geloof van kritieke belang. En jy staan voor God totdat dinge gebeur wat jy weet moet gebeur. En ons tema vir hierdie jaar is groei. Maar ons visie en ons passie is, ons wil God ken, dat ons kragtig kan leef. En daai ding sal nooit stop nie. Dit is altyd 'n uitdaging om te sê, Here, daar is soveel van U wat ek kan leer ken. Daar is soveel van U wat ek moet weet, sodat as ek U ken, het ek 'n kragtige lewe. Wat jou persoonlikheid betref,
wat jou karakter betref, wat jou omgewing betref, wat jou skepingsdoel betref, wat jou lewe betref, wat jy die impak wat jy maak daar buite. 'n Kragtig lewe beteken, jy is 'n persoon wat in vryheid leef, wat God ken, wat hom aanbid, en wat 'n pad saam met hom loop, en jy weet, oral waar jy gaan, is Christus binne in jou, en hy wat binne jou is groter as hy wat in die wêreld is. En maak nie saak wat aan jou te kan toe kom nie, jy kan dit wen. Maar het is belangrik om te verstaan dat groei het verskillende fases. Nou, ek gaan nou vanoggend vir eerste keer die ding gebruik, en is 'n opgewonde oor my speelding. Ek wil net gou sy wat ek graag vanoggend wil doen is, ek wil 'n sketsie maak rondom groei. Eerste wat ek graag wil doen is dat 1 Petrus 2:9 gesê dat ons is wedergebore uit 'n onverganklike saad. Met ander woorde, wanneer die Heilige Gees kom en hy plant dit in jou, beteken daar's 'n saad wat al die potensiaal van God in jou het. Al die geestelike seëninge, Efesiërs 1 is daar. Men al die kapasiteit wat jy nodig het, 1 Petrus 1 is daar. Met ander woorde, wat God sê, dit het jy binne in jou. Ja, wat jy fout moet doen is, jy moet jou vertel, nee, dit werk nie so nie, jy verstaan, dan as ek dit glo, dan beteken dit, jy kan die een wees wat kragtig leef na buite, en niemand kan jou keer nie. En daai kragtige lewe vir almal van ons verskil in terme van ons persoonlikheid, ons roeping, die manier hoe jy leef, die avonture wat jy het. Ek meen, ons praat van lewe in oorvloed, nou vra ek vir ons nou, wat beteken lewe en oorvloed, Johannes 10:10 vir jou? Ja, seker meer geestelike lewe, meer gebed, meer dit. Ek sê nee man, lewe van oorvloed beteken dat jy geniet elke oomblik van jou lewe. Jesus Christus het vir jou geleentheid gegee om dit te kan doen. En vir elkeen is 'n lewe van oorvloed 'n verskillende definisie. Vir een nou is dit om goedes te kan doen wat so gevaarlik is dat jy kan doodgaan, jy verstaan, soos olifante jag of uit 'n vliegtuig uitspring. Vir 'n ander ou is om fantastiese boeke te lees en in die natuur te beleef. Dis sy lewe van oorvloed, om 'n verskil te maak in waar hy is. Goed, ek weet nie wat jou lewe van oorvloed vir jou beteken nie, maar daar's 'n definisie wat jy het van hoe lyk lewe, wat waar God saam met jou deur sy Gees jou gebruik om 'n verskil te maak daar buite in mense se lewens. So jy het 'n saad hier, wat alles binne het wat jy nodig het. En dan is daar 'n omgekeerde piramide, ek gaan hom net so teken, waarin jy groei. Die eerste fase is, hier is jy 'n baba. En dis wanneer Petrus skryf, hy sê, verlang soos pasgebore baba na die onvervalste melk van die woord. Met ander woorde, waardeur jy opgroei. Nou begin ons die Bybel te lees. Ek onthou dat ek tot bekering kom. Nou, lees ek die Bybel in Afrikaans en Engels, in die Amplified Bybel, deur in 6 maande, wat is so honger om te sê, Here, jy moet iets wees hier binne in hierdie ding. Daar's 'n plek waar jy verlang na die woord, wat jy daardeur kan opgroei. So, almal van ons het begin by 'n plek wat jy 'n baba is. Niemand word gebore as 'n groot mens nie. Partyke wens ek is so, dan is dit makliker, jy verstaan, tande kry probleme, en al die minslaapgoedes wat die ouers deurmaak, jy verstaan, maar jy word nie as 'n groot mens gebore nie, jy is 'n klein dingetjie, wat versorg moet word, wat moet groei, wat die lewe ontdek, wat ontwikkel, en deur al die fases gaan van dit is, dan word jy 'n kind. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, hy sê, toe ek 'n kind was, het ek die dinge van 'n kind gedoen. So 'n kind doen sekere goed. Nou ek met kleinkinders dop en jy sien wat hulle speel. Jy kyk met ander oor na jou kleinkinders as na jou eie kinders, jy verstaan. Ek kan terugstaan en sê dis nie my probleem nie. Ek kan hulle geniet. Maar jy sien hoe mannetjies speel, jy sien hoe dinge wat hulle doen, weet jy, die verbeeldingsvlugte en al die goed wat hulle het, wat hulle ontwikkel, wat hulle groot maak. So met andere, as 'n plek wat jy 'n kind is, ook in die koninkryk, daar's 'n plek wat jy moet kan speel. Daar's 'n plek wat jy moet goed kan waag en jy kan foute maak en kan opstaan en kan korrigeer word en gehelp word om te weet hoe leef 'n mens. So iewers was jy 'n kind. Miskien is jy vandag nog 'n kind. Maar baie belangrik om te kan weet, hierdie is belangrik as deel van ons se groei. En dan word jy, wat ons noem, Johannes skryf, hy praat van die jong manne, maar hierdie is nie geslagsgelyk nie, dit is jong manne, jong vroue, met ander woorde, jy groei op na 'n plek waar jy volwasse word. En hy sê, julle het die duiwel oorwin.
Dan kom 'n plek wat jy 'n lewe van oorwinning begin leef, wat jy sê, ek sal nie my knie buig vir alles wat die vyand doen nie. Ek sal nie my knie buig vir die aanslag van die lewe wat my probeer vorm om 'n mislukking te wees nie. Ek het Jesus Christus binne in my. Ek het saad in my wat my help om vorentoe te gaan. En wanneer jy daar deurbreek, dan kom ons by die plek waar dit is 'n laaste fase wat hy praat van vaders. En van die Vader sê hy, ek eer julle dat julle God ken. En dis die kennis wat ons graag wil hê moet gebeur, is dat jy sal kom in die plek, dat jy weet wie jou God is. Want dan is jy vreesloos, jy is onkeerbaar, jy gaan lê nie, en dan soos hy laaste lied wat ons weer gaan sing is, hell shakes because there's a fire in you. Daar's 'n vuur wat binne in jou brand hier binne, en van hier af is daar onbeperkte groei. Met ander woorde, daar's geen manier hoe daai groei gestop kan word nie, want hoe stop die duiwel iemand wat volwasse geword het, wat weet wat hy doen? En dan is dit belangrik, daar's verskillende groeie wat plaasvind in hierdie plek. Die eerste is, jy groei in volwassenheid. Al van ons groei in volwassenheid. Dan moet 'n plek wees dat jy volwasse word in wat jy doen. Volwassenheid kom deur stampe en stote, is dit nie so nie? Jy maak 'n fout, jy besef, okay, hierdie ding het nie gewerk nie. Alright, en jy moet aanpas om te sê, kom ons doen dit anders. Ons het net by die kernwaardesisteem kom, maar ek graag wil hê dat jy verstaan waar groei plaasvind. As 'n plek waar jy moet weet dat jy moet groei in geloof. Saam met dit groei jou geloof. Daar's 'n plek wat geloof saam met jou groei. So hoe meer jy volwasse word, goeders leer ken, die woord leer ken, is daar groter geloof wat in jou opstaan. En dit is nodig om te verstaan dat die Here se begeerte is dat ons kragtig in geloof sal wees. Daai geloof is gebaseer in hy doen dit, hy kan alles doen, hy sal dit vir my doen, ek moet staan saam met hom. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En daai geloof het ons nodig om te kan staan te sê, I don't budge, ek gee nie op wat die vyand probeer doen nie. Met ander woorde, hy kom vertel jy, nee wat jong, dit wat jy vra is weird. Dink jy regtig die Here wil jou antwoord? Toe kom, daar's baie intimidasie tegnieke wat die vyand gebruik, om seker te maak dat jy bly waar jy is. Hy is hoogs bekommerd as jy groei. So ek wil graag hê jy moet weet is, as 'n groei in geloof, as 'n groei in volwassenheid, daar's ook 'n ding van 'n groei in die krag van die Heilige Gees wat binne in jou werk. Ons lees in Handelinge waar toe Paulus nou uiteindelik tot bekering kom, hy begin sommer te preek, en ek meen, almal is kwaad vir hom, hulle is verbaas en geskok, hierdie man wat nog net die kerk vervolg het, nou preek hy Jesus. Daar staan ook, hy het gegroei in krag. Met ander woorde, hoe meer hy God leer ken het hy gegroei in kapasiteit. En hierso is 'n onbeperkte kapasiteit wat God vir jou het, wat ons moet inbeweeg in. Dit word net gekeer deur wat binne in jou plaasvind. Ek wil hê, ons gaan 'n bietjie kyk na die volgende. Almal van ons het 'n stel wat ons noem kernwaardes. Daai kernwaardes het te doen daarmee, dis waar volgens jy regtig leef. Hier diep binne in jou is daar 'n hele stelsel wat jy geskep het waar volgens jy leef. Maar daai stelsel maak dat jy of misluk en disfunksioneel is of dat jy suksesvol is. En dis baie interessant as jy dit goed begin kyk. Nou wil ek die volgende skryf. Ek wil sê 'n gebeurtenis plus 'n emosie skep 'n waarde. Ek sal nooit vergeet nie, daar seker 'n lekker goed op met jou gebeur, jy verstaan. En as daai ding met jou gebeur het, gaan jy altyd terug soontoe en sê, weet jy, dit was lekker geweest. Ek onthou die vakansies in Swakop as 'n jong laaitie. Ek onthou 'n Kersfees. Jy verstaan nou, Kersfees daai jare was dat jy die kouse daar gehang en nou moet jy wakker bly want jy weet iewers gaan Kersvader kom in die vorm van jou pa. En dan gaan iets gebeur wat in daai kous gegooi word en jy wil eintlik wakker bly dat jy sê as jy dit ingesit het, dan wil jy dit gaan kyk. Wat is dit? Jy verstaan. Raak jy al hoe swaarder, jy kry dit nie reg om te slaap nie want pa wag tot jy slaap. En maar môreoggend as jy wakker word, dan vlieg jy die bed uit en jy haal daai kous daar af, jy verstaan, jy haal daai knipmes daar uit en ek, wow, jy verstaan, dis my Kersgeskenk of wat ook al mag wees, wat er binne mag wees. So ek wil hê, daar's sekere wonderlike goed wat met jou gebeur, wat 'n waardesisteem vorm en ook 'n assosiasie wat jy saam met jou dra rondom dit.
Ek wil hê daar's ook negatiewe goed wat jou gebeur, 'n krisis soos 'n motorongeluk, wat 'n gebeurtenis is met 'n emosie daarbey, wat 'n waardesisteem vorm. Ek het baie al getuig rondom die ding van in die noorde, toe ons daar betrokke was by sekere militêre operasies, toe beland ek in 'n plek waar die voertuig waar ek is, die slaan om en is 'n redelike sirkus, en 'n gemors wat daarmee saamgaan. En wat er gebeur het is dat, nou ry ons af Kaap toe, en nou bestuur my vrou, en as die kar net so maak, dan vlieg ek op haar gebietjie stuurwiel. Ek meen, sy is nie besig om 'n lorry verby te gaan, jy verstaan, maar ek is aan die slaap, maar daai belewenis het 'n waarde van vrees geskep hier binne. So nou kry jy 'n klomp waardesisteem hier binne in jou. Kom ons maak hulle sommer 'n lelike pink. OK, vir my lelik, jy weet mos dalk nie vir jou nie. En ons sien daar's 'n mooi waardesisteem, kom ons maak hom 'n mooi pink. Jy verstaan, mooi goed wat gebeur het, so jy het 'n klomp waardesisteme binne in jou wat maak dat jy leef vanuit dit uit. So wat gebeur is jy prosesseer die omstandighede, jy bring dit hiernatoe. Hierso is die omstandighede wat werk, kom ons maak hom 'n ander kleur. Ons maak hom groen. Hierso gebeur iets moois. En wat gebeur is, hierdie mooi ding koppel jy onmiddellik aan 'n waarde binne in jou wat sê, "Sjoe, dis fantasties, dis baie lekker. Ek wil dit graag onthou." En jou reaksie dan is positief. Wat ons wil doen is, ons wil groei uit die plekke dat dit wat negatief is, wil ons die Here vra om dit te verander. Een van die goed wat, ek gaan ons sommer so, kom ons hou by die pink. Een van die goed wat baie keer ons ingebou is in ons kernwaardesisteem is minderwaardigheid. Dit beteken dat ek sal alles doen om nie minderwaardig te wees nie. Ek veg dit. Ek hou nie daarvan nie. So wat gebeur is, uit dit uit, groei daar sekere goed, 'n metode, 'n stelsel wat jy jouself inbou om teen minderwaardigheid te werk. Somstyds, wat gebeur is, nou begin jy na die hero flieks kyk, jy wil ook dan 'n hero wees. Jy wil ook iemand wees wat sê, ek het gewen, ek is iemand. En wat jy wil hê, wat uit jou uitstraal, daar buitekant is, ek het selfvertroue, ek is dit. Maar binne jou hart weet jy, daar's 'n minderwaardigheid wat jy mee stoei hier binnekant. En daai ding kortweg jou om regtig te leef en te wees wie jy is. En daar het gekom deur 'n gebeurtenis, miskien 'n paar gebeurtenisse, emosie aan gekoppel wat sê, maar hoorie, jy's nie goed genoeg nie, jy maak dit nie. En hoeveel keer staan jy voor die spieël, en skielik kom die onwillekeurige gedagte uit jou onderbewussyn op en sê, nee wat, you're just a nobody, jy gaan dit nooit maak nie. Weet dit nog nie beleef nie. Wie het dit beleef? Hier sit klomp, ok. Almal van ons sit by 'n plek wat jy weet, daar's 'n aanslag op wie jy is. So wat die vyand doen is, hy skep binne in jou 'n waardesisteem wat maak dat jy nie kan funksioneer in die plek waar jy kragtig kan leef, in geloof kan staan, en kan sê, my God sal dit doen nie. Nou kom ek vanoggend wil neersit, is dat wanneer ons dan vas, wil ek die Here vertrou, dat jy die Here sal vertrou, die Here, al hierdie negatiewe waardes wat in my ingebou is, wat maak dat ek 'n mislukking is, ek voel minderwaardig, ek voel waardeloos, ek is nooit geken, ek is nie geseën nie, ek het net seer gekry, en ek vlug weg, want dis wat gebeur is, wanneer jy hierdie goed probeer hanteer, ontwikkel jy 'n stelsel, en daai stelsel word jou gedragspatroon die buitekant. Daai gedragspatroon kan 'n verslawing wees van een of ander aard, ek meen, wat jy in wegvlug, net om te sê, hier is ek iemand, hier is ek 'n hero, terwyl in die werklike lewe sukkel jy om daai werklik hero te wees met die mense rondom met die verhoudings te kan hê. En baie keer vlug ons weg na iets soos pornografie, ons vlug weg na YouTube toe, en daar's baie goedjies wat ons doen, ander vlug net na 'n ander plek toe, so wat ek graag wil hê vandag is, dat jy verstaan, daai wegvlug het te doen daarmee, ek sukkel om hierdie ding in my gehanteer te kry, so ek gaan soek 'n plek, waar ek iemand kan wees, wat ek dink, wat ek graag wil wees my verbeelding. Nou hier is die goeie nuus. Dalk dit wat jy in die verbeelding beleef, is wat God daar geplaas het, sê, dis wie jy is. Om daar te kom, die metode wat jy gebruik, is nie korrek nie. Ek wil uitdaag vanoggend dat in die week van vas, jy sê, Here, wat in my is waardes wat maak, dat ek nie kan kom waar ek moet kom nie. Dat die Heilige Gees jou help om genesing te bring, en jou uit te kry uit die plek uit. Baie keer beleef mense nagmerries oor en oor, en jou brein het die vermoë om 'n klomp goed te skep, wat vir jou sê, hoorie, daar's 'n fout. En ons altyd die duiwel die skuld gee, maar dis nie noodwendig die duiwel nie. Hierdie ding sit daar, want jou brein op vir jou sê, hoorie, hanteer hierdie emosie, Here, wat is dit? Vat my terug soontoe, wat het gebeur, wat is die krisis? En almal van ons het krisisse beleef.
Almal van ons het verwerping beleef. En ons het dit nie goed hanteer nie. Weet jy vir jou nie, ek het nie gesê halleluja, prys die Here, hier skree nog gou op my, halleluja, dis lekker nie. Jy verstaan, ek weet nie vir jou nie, maar as jy toets gedop het en jy gaan na die kantoor toe, of daai tyd meneer Visagie, nou ek weet nou, hy is een van die ouens wat jy gevrees het, jy het gesorg dat jy nie sy toets dop nie. Hy het geweet om rotting te hanteer. Ek was in seunskool, so met ander woorde, daai jare was rotting nog 'n ding van, en ons is juist die klas, die 8D, 9D, 10D was die wilde klas gewees. So, ons het die kanse gevat, gereeld, dan stap al 30 van ons na Tom Engela se kantoor toe, jy verstaan, almal kry maar pak, jy weet nie waar dit gaan nie, maar jy weet, iemand was stout geweest in die klas. Maar ons het saam gestaan. ons het nie gesê, niemand gaan nie so uitklim nie. So, anyway, dis nou seuns, jy verstaan, ek dink, vir meisies doen nie sulke goed nie. Ek dink nie, hulle is so stout nie, maar anyway, so wat gebeur is, dat jy begin 'n waardestem ontwikkel in terme van wat vir jou identiteit gee, dis wie ek is. En baie keer is daai droom van, ek wil iemand wees, maar ek weet nie om daar te kom nie. Een van die eerste trees, wat ek graag wil hê jy moet weet, God het jou lief, hy verstaan jou, hy weet wat hy aan jou wil doen. So wanneer jy onder druk plaas, om jou te help om te verander, en te groei, en jou waardestem te verander, beteken dit, hy weet wat met jou op pad is. En dit wat jy beleef, wat druk is goed wat teen jou tel, wat maak dat jy nie kan wees, wie God wil hê jy moet wees nie. Die eerste persoon wat 'n sukses vir jou kan maak, is God. En wanneer Heilige Gees begin om sekere waardes dan mee te deel, dan is die proses is wat hy sê, ek wil jou maak die man, die vrou, wat my verteenwoordiging weerspieël, en dit klink feeslik heilig, hierdie geestelike ding, is nie waar nie, dat as mens, wie jy is, leef jy ten volle uit. Wie jy ook al is, wat jy ook al moet doen, is jy suksesvol in wie jy is as 'n mens, in jou verhoudings met mekaar, in jou liefde tot mekaar, en aanbidding tot God. So, ek wil hê dat jy vanoggend die geestelike prentjie sal skuif na 'n plek, God sien jou as 'n mens. En wanneer hy die goed adresseer, is nie oor jy sondig is nie, hy sê, hey man, jy is soveel beter om te leef, jy kan 'n wenner wees, ek wil hê jy moet wen, ek wil hê jy moet oorwinnaar wees, en alles wat jy doen, kom ek help jou. En hy begin te deel met al hierdie goed, wat jou vasbind. Wat die vyand doen is, ek gaan die preek hier teken. Wat se ding is daai? Kom ons teken 'n paar handjies soos opby. Alright. Okay, my kunswerke is gewoonlik nie baie goed nie. Kan jy sien, daai is 'n hand. So daai is geboei. Wat in die vyand? Hy vat hierdie waardesisteem wat hy het. En hy sê, weet jy wat, dis 'n manier hoe ek jou kan vashou, jou kan boei, dat jy nie kan wees wie jy is nie. En as hy doen met dit wat binne in jou is, wat hy ingebou het. Ek wil die uitdaag om te sê, Here, ek wil nie meer geboei wees nie. Dis hoe ons gaan afsluit met daai lied. Die orkes kan maar vorentoe kom, en ons gaan daai lied sing. Want ek wil hê vandag dat jy kan sê, hey man, ek het die God, wat die heelal geskaap het, aan my kant. Hy is nie kwaad vir my nie, hy frons nie op my nie, die duiwel probeer vir my lieg en sê, ja, God is kwaad vir jou, hy hou nie van jou nie. Ek wil hê vandag dat jy sal begin opstaan en 'n verklaring maak, ek is 'n kind van die lewende God. Ek weet nie waar jy is in jou terme van jou geestelike groei, in die vlak waar jy is, waar jy self bevind nie, hier is nie gekoppel aan ouderdom nie, maar gekoppel aan volwassenheid, aan geestelike groei. Jy kan 80 wees en nog steeds 'n baba wees. Op 80 kan jy as 'n baba nog steeds opgroei en binne 6 maande kan jy 'n vader wees. Hoor jy my hart? Met ander woorde, dit gaan oor die emosies, dit gaan oor jou waardesisteem. Dit wat God sê, ek het vir jou geroep met 'n doel. Ek het jou gemaak om saam met my te beweeg. En vanoggend is my uitdaging, jy kan sê, Here, ek kies om saam met U te beweeg. Ek gaan nie hierdie ding los nie. So ek gaan vir jou bid. En hierdie week van vas wil ek hê dat jy hierdie dinge gedagtes sal hou, is van waar jy ook al is in jou groei, is moeilik om te bepaal as jy na jouself kyk. Die Heilige Gees moet vir jou sê waar jy is. Alright? Met ander woorde, ek sal myself altyd afverdeer, nie oorfrik, ek het nog te veel foute, ek is seker maar op die baba stadium. Wat ook al die geval mag wees, moenie jouself probeer beoordeel nie. Jy kan net sê, Here, alles hier binnekant wat uitgesorteer kom, sort my uit. Wys my wat dit is. Ek wil vergewe, ek wil vryspreek, ek wil loskom, ek wil genesing kry, ek wil die mens wees, wat jy gesê, dis die mens wat in vryheid lewe en beweeg. Wat jy gaan agterkom is, hierdie goed plaas altyd 'n las op jou. Jy is moeg as jy met hulle klaar gestoei het. En as jy vry is, geniet jy lewe. Staan op met 'n glimlag. Hulle sê ons altyd, jy kyk eers na jou vrou, watter kant
Hoe sê, watter kant van die bed is hy afgeklim, jy verstaan? Uit te figure, wat is die mood? En die vrou sê, nee, ek moet my man dophou. Eers kyk, hoe klim hy die bed uit? Alright, waar kom die moods vandaan? Daai moed kom vandaan, hier so is 'n ding wat my geplaag hierdie nag. Die vyand het gekom en sê, hey, kom ons krap 'n bietjie aan jou. Jy verstaan, as jy moeg, jy is gefrustreerd en bang en vrees is gewoonlik die fondasie van alles. So, ek hou jou in die boeie en nou is jy sommer vies vir almal rondom jou. So as die man sê, môre, dan sê die vrou, tog, is weer een van daai dae. Jy verstaan. Ons het 'n onderwyser gehad, ek het geweet, as hy die groen pak aan het, moet jy weet, vandag kry jy pak, jy verstaan. En sy groen pak het sy bygewys. As jy anders aan, dan weet jy, okay, jy is veilig. Alright, almal van ons het dit. Ons lag so vir dit, maar hoorie, jy het maar self die ding van, kyk op jou gesig, en almal weet, is 'n bad hair day vandag, jy verstaan. Kom ons kom in die punt, jy kan sê, wow, dis 'n nuwe dag, 'n vrolikheid. My God is met my in hierdie dag. The joy of the Lord is my strength. En ek wil jou uitstuur by hierdie week, that the joy of the Lord is my strength. Ek gaan hierdie ding dwarsdraai, en dan gaan ons lekker met afstem in hierdie lied, waar jy kan uitstap en sê, ek kies om die oorwinnaar te wees, wat God gesê het ek is. Nie wat die duiwel probeer definieer en sê, jy is maar net 'n mislukking nie. Kom ons kies om reg te dink oor onsself. Kom ons sing 'n lied saam.